Môre mense, nou ja, hierso sit ek nou weer terug met nog 'n stukkie van my storieetjie. En vandag gaan ek weer aan 'n punt raak wat natuurlik in die sien is geraak. Die wat binne nog nie ken nie, my naam is Rocco Viljoen en ek vertel net my storieetjies. En ek vertel vir julle hoekom ek weggegaan het van Christenkerk en ek vertel vir julle hoekom ek vandag spirituality dien. En ek vertel vir julle wat ek gevind het in die Bybels en in ons Christianity gelowe wat my totaal laat anders te sien en besluit het, dan is Christianity nie meer vir my nie. En vandag gaan ek praat oor die woord God en waar kom dit vandaan, sodat julle dit kan verstaan. En Rassie Erasmus, my ou maatjie, jy vra so mooi, ek moet dit vir jou antwoord. Ek gaan dit vir jou doen met liefde uit my hart, uit my ou maatjie. Sit terug, kry 'n stoel en sit gemaklik, want hierdie enetjie is spesiaal vir jou. Die woord God in die Engelse Bybel kom nie uit die Bybels uit oorsprong uit nie. Dit is nie 'n woord, tot en met toe King James het in die Bybel gesit het die woord God nie bestaan nie. Dit kom van die Old English Gods boek, Programmatic Kuda. Nou dit is waar die woord God vandaan kom. En Kuda beteken dit wat aangeroep word, of dit wat aanbid word, of opgeroep word. Nou weet julle waar kom die woord Kuda vandaan. So met ander woorde, Rassie, die woord God beteken basies iets wat mense aanbid of aanroep. En dit is nie 'n spesifieke naam nie. So met ander woorde, die woord God is nie 'n generiese naam of woord nie. Dit kan net beteken enige God, of enige aanbiddingswese, of selfs 'n afgod. Dit is wat dit kan beteken. Met ander woorde, Rassie, die woord God het dieselfde betekenis soos die woord koning of baas. Dieselfde betekenis. Dit is net 'n titel, my ou maatjie. So met ander woorde, God is 'n titel, nie 'n identiteit nie. So die Bybels het nooit gepraat van 'n woord God nie. Dit het gepraat van El of Elohim of later Yahweh. Maar die woord God het nie bestaan in ons Bybels nie. Mense, soos ek en jy, het die woord God uitgedink en besluit, ons dink ons hou van hierdie woord, kom ons plak hom in die Bybel bo-op ander name. So elke keer wat jy dink jy gebruik die woord God, dan dink jy bid tot een mens totdat jy die woordjie God oplig, dan sien my Here, daar's baie name. En dit is wat jou kerk en jou Bybel jou nie vertel nie. Maar toe King James ons Bybel vertaal het, toe gaan hy, en ons Bybel verander, toe gaan hy en hy gaan plak die woord God sommer op al die name. Sodat ek en jy moet dink ons aanbid een God. So met ander woorde, as die mense sê, en God het gesê, nou as jy like dit om te sê, en God het gesê, maar oorspronklik beteken dit gesê, El het gesê, of Yahweh het gesê, of die Elohims wat vele gods is, het gesê. Dis nie een dieselfde ding nie, my ou maatjie. Die woord God het eers later te voorskyn gekom. Toe die Bybel vertaal is Griek, Theos, Latyn, Deus en Germaties, God. So nou weet julle hoe hierdie woord dit verander het met tyd. Vertalers het hulle eie woord gebruik. So met ander woorde, die woord God is 'n vertaling en nie die oorspronklike naam van die Skepper nie. Is dit nie weird dat ons almal vir duisende jare of vir die laaste 600 jaar onder 'n wanindruk gebring is nie? Selfs wetenskaplikes en my vriend Arend sal vir met 100% sekerheid nie vir jou kan sê, hoor hierso, wat dit beteken presies nie, want dit kan 'n paar dinge beteken. Dit kan beteken om aan te roep, dit kan beteken om te offer aan, of selfs 'n gees of 'n krag, maar daar is nie regtig
'n spesifieke punt is, okay, dit is dit nie. Maar wat almal mee saamstem, selfs scholars, is dat die woord God is mensgemaak en ons ontwikkel deur tyd. Nou vra ek vir julle, wie is ons as mense om die almagtige Vader se naam te verander na God toe? Wie is ons mense? Bybel sê ons is so sprinkane in die oë van God, om Josua se naam te verander na Jesus toe. Mense, vat 'n oomblik, dink daaroor. So as die woord God net 'n titel is, van wie praat jy dan as jy die woord God gebruik? Want verskillende kulture het verskillende gode gehad, maar almal noem dit net God vandag. Wat 'n oomblik, dink daaroor. En weet julle wat die grootste hartseer was om te vind, laat ons kerke wat almal sê, ons het die Heilige Gees, ek is gevul met die Heilige Gees, laat die Heilige Gees, wat staan vir waarheid, vergeet het, om vir die mense te vertel, die woord God het net 'n titel. Hoe is dit moontlik? Die woord God is net 'n woord, deur mens gemaak, wat oor tyd op verskillende magte geplak is, verskillende gods, oor eeue, het die naam God skielik gaan kry. En wie moet ons bedank? Ek dink King James. So met ander woorde, Rassie, die woord God het nie bestaan nie, en het later tevoorskyn gekom, en mense het dit ingesit. Nou verstaan jy, so elke keer as jy roep op bid na God, dan bid jy na verskillende gods. My vraag aan julle, is dit nie dalk die rede hoekom 90% van Christene swaar kry nie? Of dan wie bid julle? En dit is hoe ek besef het, dit was die grootste bitterpil van my, ek het van my stoel afgeval toe ek die dag besef, en toe besef ek verstaan spirituality nou beter. Want wanneer ek gaan en ek meditate, dan praat ek met die God in myself. Jou Bybel sê God is in jou. Weet julle dat Jesus het gepraat teen priesters in die boeke van Maria? Het jy geweet dat hy het gesê, jy het nie 'n middelman nodig nie? Priesters en dominees en pastore en ouderlinge, het julle geweet, julle het dit nie nodig nie? Want hulle het 'n God, wat vele gods is op julle afgedruk, ek sê nie is die waaragtige God. En kyk nou wat nou gebeur. Wanneer jy binne toe gaan, en jy gaan terug in spirituality, en jy begin meditate, dan praat jy weer met die God in jouself, wat direk gelink is met die almagtige Vader. Want God sê self, ek bly binne in jou, en jou liggaam is die tempel, en die koninkryk is binne in jou. Dit is seker hoekom Jesus nie geglo het in kerke nie. Dis hoekom Jesus nie geglo het aan pastore en priesters en dominees nie. En dis hoekom Jesus nie geglo het aan Bybels nie. Want hy het gesien dat hierdie geloof Christianity wat Constantine op mense afgedwing het, was nie die weg wat hy daar gesit het nie. Jesus se weg was genoem gewees the way of living, by being and becoming the light, om liefde uit te straal, om goed te doen, om lief te wees en om te help waar jy kan. Kyk, waar sit julle nou? Nou is almal in Christenkerke, al die gelde word in die kerke gegee, geen armes word gehelp nie. Ons praat en kyk neer op arme mense en hulle wat nie het nie. Mense, kyk wie het ons geword. En ons as Christene glo net, ons gaan hemel toe. Weet julle wat is die ergste? Is dat die NG Kerk glo net hulle gaan hemel toe, en die Apostelskerk glo net hulle gaan hemel toe, en die Pinksterkerk glo net 45,000 verskillende gelowe in die wêreld, en almal dink net hulle gaan hemel toe. Iewers moet ons koppie skud en besef,
dat 'n waaragtige God, soos, nie 'n God, nie, is 'n titel, van liefde, aanvaar elke liewe mens wat Christus in hulle self awake het en mooi 'n lig, 'n bondel liefde geword het. Dis wie aanvaar. Jy het nie nodig om Bybels te lees, jy het nie nodig om Bybeltekste te ken nie, jy het nie nodig om tiendes te offer, jy het nie nodig om Sondag kerk toe te gaan nie. Is kerke verkeerd? Sê julle my vra, mense, ons Bybels is so vervals en verdraai en verander, dat elke liewe kerk het net halfte die waarheid. Party kerke dink hulle het meer waarheid, omdat hulle net die Bybel verdraai. Ander kerke dink weer hulle het 'n bietjie meer die waarheid, omdat hulle glo in Jehovah. Jehovah is net 'n spelfout. Man, het nooit bestaan nie. Hulle het Yahweh oorvertaal na Jehovah toe, en dit is hoe jy Jehovah gekry het, 'n spelfout. Ja mense, dit is sulke dingetjies wat my besef het, dat ek het vir 30 jaar van my lewe 'n poep nagejaag, wat ek geglo het is die waarheid. En vandag voel ek vry, en ek voel versoos binne in my, want ek is lief vir alles, almal, ek vergewe almal, en ek probeer 'n lig wees waar ek gaan. En is dit nie wat Jesus wou gehad het nie? Dis hoekom was hy weggenoem the way of living free, the way of living with peace and harmony. Nou ja, mense, mag julle 'n pragtige dag.